Goeiemôre graadviers en welkom by week 1 van kwartaal 4. Sjoe, ons het deur hierdie jaar gevlieg. Kom ons begin met hierdie week se werk. Goed oukies, kom ons begin eers met die sleutelterme. Afleiding, insident, debat, inligtingstabel, oorsaak en gevolge. Nou hierdie week kyk ons na hoofstuk 16, bewaring van bedreigde spesies. Nou 'n bedreigde spesies is 'n spesies wat amper uitgesterf is, so daar is nie baie van hulle oor nie. In hierdie hoofstuk lees, praat en skryf ons oor bedreigde spesies. Ons lees stories waarin ons fokus op die oorsaak en gevolge van gebeure en oefen om die vaardigheid deur ons eie storie te skryf. Ons oefen ook om kommas en hulpwerkwoorde korrek te gebruik en leer nuwe sinonieme en antonieme aan. Nou is ons by aktiwiteit 4, lees en verstaan inligtingstekste. So kom ons kyk na hierdie inligtingstabel. Renosters in Suid-Afrika geskiet en onthoring. Nou onthoring beteken as hulle dan door die renoster skiet en hulle haal sy horing uit. So in 2010, eerste 6 maande van 2011. So kom ons kyk eers na die 2010 kolommetjie. In 2010 was daar 165 stroopers in hegtenis geneem. Nou hegtenis beteken as die polisie dan daardie persoon gevang het en hom dan toegesluit het. En dan die tweede gedeelte van 2010 se kolommetjie is 333 renosters geskiet vir hulle horings. Sjoe, dis darem maar vreeslik baie. Kom ons kyk nou na die 2011 kolommetjie. In 2011 was daar 123 smokkelaars gevang. Nou 'n smokkelaar is as iemand dan nou daardie horing vat en hulle smokkel dit na ander gedeeltes van die land toe. En in Suid-Afrika is dit onwettig om dit te doen. En dan hierso, by die tweede gedeelte van die tweede kolom, het ons 193 renosters wat dan nou doodgemaak is. Kom ons kyk gou vinnig na hierdie kaart wat vir ons nou wys hoeveel renosters daar in verskillende gedeeltes van Suid-Afrika doodgemaak is. In die Wes-Kaap het ons 2, in die Noord-Kaap is daar 1, in die Oos-Kaap is daar 9, in die Vrystaat is daar 1, KwaZulu-Natal is daar 16, Noordwes 5, Gauteng 6, Mpumalanga 4 en dan Limpopo wat dan die grootste is 29. Kom ons kyk nou na die volgende vraag. Soek lees die tekste deur vir die volgende vraag en beantwoord. So julle gaan nou hierdie 2 gebruik om die volgende vragies te beantwoord. Nommer A. Waar in die land het die meeste aanvalle op renosters plaasgevind? Nommer B. Watter 2 provinsies het presies dieselfde hoeveelheid aanvalle op renosters gehad? En dan nommer C. Dink jy die hoeveelheid aanvalle op renosters in 2011 is aan die toeneem of neem dit af? Gee 'n bewys vir jou antwoord. So gaan die renoster wat aangeval word, gaan dit op of gaan dit af? Goed oukies, kom ons kyk gou vinnig na die kopkaart. Eerste het ons die titel van jou storie. So dit het met my gebeur. Dan op die eerste kolommetjie hierso gaan jy insit eendag lank gelede in 'n bos. Name van persone en plekke. En dan het ons hierso die oorsake. Wie was almal saam? Wat het julle daar gesoek? En dan in die derde kolommetjie gevolge. Die polisie en die brandweer kom, maar dit is te laat en nou ons straf is. So dit is wat julle dan nou in elke kolommetjie kan sit. So julle kan dan daar deurlees en dan julle eie kopkaart maak. Kom ons kyk gou na die volgende. B. Skryf nou oor die gebeure in die bos. Skryf jou gedagtes in paragrawe. Onthou, jy moet 'n reeks gebeure in jou storie hê om die spanning te help opbou tot 'n hoogtepunt. Ons noem dit 'n intrige. Gebruik die voorbeeld van die kopkaart voordat jy begin skryf. Hou ook by die kontrolelys. Juffrou gaan nou vir julle die kontrolelys hierso opsit, so julle kan dan deur hierdie kontrolelys gaan en seker maak dat alles in jou storie ingesluit is. En dan kyk ons nou na die volgende. Nommer D.
Gee jou storie vir 'n maat om te lees en die foute te merk. E. Doen die veranderinge en skryf jou finale storie netjies oor en gee dit dan in. Nommer 3. Skryf jou nuwe woordeskat korrek in jou persoonlike woordeboek neer. So julle kan dan nou hierdie in julle persoonlike woordeboek gaan neerskryf. Goed oukies, ek hoop julle stem saam met juffrou om te dink dat hierdie ook 'n vreeslike hartseer week was. Daardie renosters wat gesterf het was vir juffrou verskriklik hartseer. Kom ons kyk na aktiwiteit 1. Lees en praat oor koerantopskrifte. Aktiwiteit 2. Luister na en lees 'n koerantberig. En aktiwiteit 3. Voer 'n debat. Aktiwiteit 4. Lees en verstaan inligtingstekste. Aktiwiteit 5. Oorsaak en gevolge in 'n storie. En dan aktiwiteit 6. Skryf jou eie storie. Juffrou hoop julle het hierdie week geniet en juffrou sien uit tot 'n volgende keer.